Hulle kan ek nog as jy van hy twee man ook nooi op die podcast. Nee idees nie. Hulle al twee. Aangesien ons op praat dan vandag oor rugby. Die naweek se rugby. Kijk, yes man, alright. Sê. Die ding is aan, hè? Ah? Die ding is aan, hè? Is dit? Ja. Maar as die mos deel vir die fans. Kan ek maar moet ek op die skoot sit? Oh. Good morning en welkom by die 4de episode van die Trainers Club. Ek is Jacques. Vandag is ons gejoined deur Lavelle Gous, aka The Bone Collector. Is er nog eens good morning? En Marcelino Adams. Waar ons vandag 'n bietjie gaan praat oor die rugby wat verby is, sokker, gym informasie. Ons gaan 'n bietjie meer inligting gee oor die challenge wat donderdag was. So, Ek het 'n vraag. Nou, jy's the Bone Collector, nou wat is ek dan? jy's mos die sheriff. The wat? Mr. Sheriff. Mr. Sheriff. Nee, hij is... Hij Jy's is in zijn middel. jy's die middelman. Alright. Wat ek nou. Dis ek maar net joke. Meneer Pakket. Mr. Meyer. Ja, nee, Die man is groter as die Meyer. per gewees. Okay. Right. So, voordat ons nou by die groot rugby kom, gaan ons by die groter rugby kom. Naweek wat verby is, het Henko Nel, Benko Grobler en Lavelle Gous berg opgegaan. Ek was saam Ek ook. en Lina ook. Waar Lavelle, Henko en Benko vir Zebras op die berg gaan speel het teen die Mountain Eagles in die derby bo op die berg. En dit was fenomenaal geweest. Die vibe was amazing, was lekker geweest. Die rugby was hardloop rugby, lekker physical. En dan 100% die hoogtepunt van die dag was The Bone Collector, Lavelle Gous, wat 'n mannetjie so hard gehardloop het. Ek kan nie mannetjie sê nie, 'n man. Hulle sê so na 13. Hulle sê dis 'n onder 13 laaitie, maar dit is nie. So hard in die ribbekas ingeboor het en ek hoop as die editing gaan gebeur, gaan hy die klip insit van die tackle, want dit is Ons sal die klip insit. en credits tot die kameraman en die kommentator. Hy is in sy middel. Dit was 100% die hoogtepunt van my hele naweek geweest om dit te kan beleef. Regtig amazing geweest. Yes. En snaaks genoeg nee, ek het altyd elke dag die man gesien as hy buite is. Hy het vir my gegroet. Ek het hom nog nie een keer die week gesien nie. Hy het nie een keer verby my huis geloop nie. Want dit is sy pad na waar hy na toe gaan. Hy moet in my straat afkom. En ek het hom nie gesien nie. So Hulle sê sy bynaam is nou skeer. animal. Animal. Het was nou nie so waar. Het was maar net aan die Billinakool geweest. Ja, Sy 10 het hom verkoop. Ek het as Yes. jy 10 wil doen. Yes. Ek weet nie hoekom hy 'n crashball op hy mannetjie spesifiek wou gehad het. Ons was fisies nog as baie groter as hulle. Yes. Ek dink die 10 is op hy net seker net 'n bietjie van die van so. Maar self julle die klip wys en dan kan julle nou besluit of dit hard genoeg was. of dit 'n goeie hit was of nie, want ek weet dit lyk vir my hy lê nog steeds. Ja. Maar een ding wat ek moet sê is nou nie streek uit daar, hè? Ja. Maar die vibes in die span is baie beter vind ek as die vibes in die streek uit daar. En hy groot En die uit. groot uit daar. Groot Sorry, uitdag. ek ken nie so lekker die naam. Want ek ken Henko het laas jaar so 'n bietjie vir Rhinos gespeel. Henko baie meer as wat ek gedoen het. En toe besluit ons nou maar kom ons gaan speel. Ons doen net iets anders want kom ons doen dit net vir die fun. Toe was daar nou nogal soos okay maar hoe kan speel julle vir daai mense wat die hel en toe was dit net maar ons wil net iets anders speel en dit lus op politiek in rugby nie. En ek weet nie of dit controversial is nie, maar dit is. En toe gaan ons Jolos en toe was dit lekker en miskien gaan ons aanbly. So was nog net vir Marcelino, as Marcelino gaat saam speel, dan gaan ons aanbly. As hy nie gaan speel nie, dan moet ons nou nog gaan sit en dink. Maar het was lekker geweest. Maar shout out Rhinos met die hele derby wen. Ja.
Sy is baie bly. En Jaka vir hulle 'n bietjie weer vertel. Nee. Gaan jy? Ja. Okay. Laat hy maar vertel, want ek wil nie Right. vertel nie. Soos julle weet, Rhinos, my clubboy. Soon comeback is personal. As die skouer reg is, gaan ek definitief weer veld vat. En ek gaan vir Marcelino saambring. Nee, net nee. Die eerste man wat in 'n sevens game se skouers hier. Okay. Maar ek Maar weet jy wat nee, ek is die eerste man wat beseerd raak in 'n sevens game nee, maar ons het daai bloody toernooi gewen. So As hy letterlik 2 jaar moenie- terug. moenie wat se 2 jaar terug. Dit was die naweek voordat ek hier begin werk. Maar ja nee. Well done op die wen. Rhinos reg. Dis 'n goeie prestasie. Niemand het dit eintlik verwag hier. Ja, Maar maar nou is dit ding. Hulle het gelead 40-19 wie? Pakketberg teen Veldrif. Ja, ek het dit geweet. Hulle het 40-19 gelead en hulle kom wen die game 48-46. Maar op die einde van die dag, op wen is 'n wen. Ja, 'n wen is 'n wen. Ek dink die mense gaan oor 2 jaar van nou af kyk en sê maar hulle het gelead. Hulle gaan net sê Rhinos het soveel. Maar nou jy sien, ek kyk mos nie rugby vir die middeldeur tackles, jy verstaan. Ek kyk mos rugby uit 'n ander oogpunt uit, sien jy. So, dis hoekom vir my is dit nie almal ja, hulle het gewen. Ander klop op die skouer. Maar as jy performance wise gaan kyk, as dit maar net dan dit wys daar's krake. Verstaan? Van jy kom van 40-19 af na 48-46. So, Op 'n dag genoot yes. 80-91. Yes. So in die vorige podcast het ons gepraat oor die Barbarians was die Bokke game en ons het geweet die Bokke gaan wen. Chemistry gewys baie beter span, baie meer afgerond en alles. Maar ons het hoop gehad vir die Barbarians, maar na die naweek Geen hoop. vader. Geen hoop. Ja, okay. 80-31, dit is 'n statement. Wat is? Maar het julle gedink dit sal so groot word? Ek het nie gedink dit sal so groot wees nie. Dit is 'n slegte Barbarians. Glad nie. Daai was 'n goeie Barbarian span en ek het regtig dit verwag hê. Net 'n vinnige vraag. Wat dink julle doen ons met die hele Edward van der Merwe situasie? Wat is die probleem? Gaan hy verdien hy om te staan teen die groot spanne? Want dis altyd die ding, Edward speel altyd die games voor die bokseisoen regtig begin. En dan perform hy en dan die res van die bokseisoen sien ons weer. Ja. My visie Colby 11, Edel 14. Curtly, Curtly speel vir my te veel soos Colby. En as ek moet kies tussen Curtly en Colby, obviously Colby. Colby skop paal toe ook wat hom 'n massive asset maak vir die span. Curtly aerial battles fenomenaal, spoed, decision making, alle goeters. Curtly is 'n baie goeie rugby speler, maar as jy kyk na physicality gewys ook Colby is beter en Edward is ook beter. Dominansie en tackles ook, sal ek sê definitief Edward van der Merwe. Waar man nog by die Leeu's was. Hy raak van die leeu's praat. Ja, weet my man. Of weet jy wat nee, julle kan sê wat julle wil, maar daai bokspan, hulle almal was amper Leeu's geweest, maar nie. Daar was net 2. Faf, en want daar was Kwagga, nee, was 'n tyd, Mostert. was 'n tydperk wat dit net leeu's gewees het. dankie. Juan Kombrink, Ja. Jaco Kriel, Ja, Faf de Klerk, Marx. Elton Jantjies, Melke Marx, Courtney Skousan, dan was dit ek dink Maputo een keer. ja, Lionel Mapu. Wie is daar nog? Daar was 'n hele soos niks lelik en hy het toe was die bokke nie goed nie. Maar kyk nou die bokspan, Kewan Horn. Wat 'n fullback is en hy het perform op 10. Dis ons Leeu's se fullback. Okay. Regtig statement maak. Faf de Klerk, ou Leeu speler. ja. Hy mannetjie is 'n Jack Russell. Hy is Jack Russell van alle Mannetjie Jack is 'n Russells. rats ou, hè, ek love hom. Hy is soos jy.
Hoe is ek? Jy begin nie skaffel na Colavel na finish Lavel skaffel. Ja, maar ek dink die Bokke gaan groot gedoen die jaar. Ja, dit is wel. Ek hou van dat ons bou vir volgende jaar. Yes. Chef man. Jo, Gewoon uit bus. hy was dit. Een 50 rad. Hy het net 2 ratte. Ja, maar het uit bus getrap. Net om nergens te kom. Anyway, Okay, waar was ons? beval hulle lyk sien. Ek dink die Bokke gaan goed doen. Net Suid-Afrika se sport het oor die algemeen is net so Yes, yes. Bafana. Jo, is nog. Ons gaan nou kom. Okay, so bly by die Is Bokke. ja, by die Tweede game, SA versus Zimbabwe. Laat ek jou sê nee, daai score in daai game is nie dieselfde ding nie. Ja. Kan ek ook gewoon net iets sê, né? Om te dink, Ons het jou hand op, ons is in skool. maar nog steeds is maar net ek sien dit. Maar anyway, kan jy glo né? Die 6 flank van Zimbabwe. Ek het teen 'n man gespeel in die Super League. Ey, Dylan Utete. Ek het gespeel. Hy was my toe ek nog in die Kaap was vir my rugby, was hy my flank. Hy My was my ander flank Villagers. gewees by Villagers. Dylan Utete. Shout out vir Dylan Utete. Shout out Dylan. 'n Man het my so hard geduik. Ek het nie geweet. Nee, wat ek gesê nee. Ek het opgedaag by Villagers in die Kaap, né? En dis almal seniors, almal is bo 187, 188 Yes. en op en hier kom Dylan op my af, né? Nou ek is 'n garing gehad laaitie. Die oor daai manne. Hy maak kom so na my toe. Partner. Sê hy maar net so vir my. Ek is nee, maar dit is intimiderend. Ja. Nee, regtig, dit is 'n verskriklike nice ou, maar hy het voorheen baie vir Zimbabwe gespeel, Yes. maar hy's gesign in die Kaap by Villagers. Yes. En dis actually so nice geweest om te sien hoe jy van 'n club level af internasionaal gaan speel Yes. en dan terugkom en weer jou club speel. Ja. Ek gaan 'n seisoen nog klaar maak. Ons gaan top of the log Net eindig. so gepraat Ja. van Villagers. Dan gesien jou Marcelino sit vir die van julle wat nou ons het nou 'n bietjie oor Holland rugby gepraat, club rugby, ons wat nou club rugby gespeel het. Marcelino is 'n tier. Pragtig aan die man, joh. Hierso is 'n groot vraag vir die wat weet. Marcelino, wat het die naweek gebeur tussen die tiere en Villagers? Wat was die telling? Tussen jou en my. Wat was die telling? Wat dink jy het verkeerd gegaan? Ek dink Voordat hy antwoord. Ek dink die tiere het die Bokke game gekyk. Weet jy wat nee? Weet jy dis my wat ek dink die probleem was met Tiere se span die naweek. Hulle het teen Marcelino Adams gehad. Die man is 'n bowler. Die man, smile. Die man is regtig Marcelino is 'n hakker, né? Maar hy speel Hy eintlik speel soos 'n agste. Hy speel soos 'n agste man. Hy's mobile, hy's physical, hy's irriterend. Hy's in jou gesig, hy intimideer jou die heeltyd en hy man maak sy hits en die man, die body Nee, wat? is dit JD is jou body. Die man move. Kan ek gewoon net 'n korreksie maak? Ek was 'n bowler. Comeback So, season. Ek en jy. Ja, ons gaan defies, maar ek was 'n bowler. Nou is ek 'n trainer. Maar om terug te kom op die punt van Villagers en tiere. Tiere was nie tiere nie. Ek weet nie wat het gebeur nie. Die eerste ja, hulle het gemiauw. Wat is die eindtelling? 80. Dis kom ek sê hulle het die Bokke game. Ek weet. Was die 80, nee, 9. 83. Nee man, dit was Ja, 80, okay. 9. Die eindtelling was Villagers 80, Tigerberg Tigerbucks is 9. op die meeste 9. 9. Dit was 9. 9. Okay. Ja. Hulle was in flarde geskrim, hulle lynstaande het nie gefunksioneer nie. Hulle set plays niks het afgeloop soos wat dit moet afloop nie. Maar dit is die downside van as jy op Brookside gaan speel in Claremont. Verstaan? Villagers is dit as het ek dit nog reg gesê. Ja. Hulle het 80 gekry. Ja. Eerste 10 minute toe Okay man, Tigerberg. nou kan ek opstaan vir Tigerberg en wat ek gesê het is waar. Brookside in die Kaap.
is 'n heel ander game. Dis Dis 'n soos- heel ander ballgame. Dis soos as die WP by Nieuweland gespeel Ja. het. Jy kom nie sommer daar en dan wen jy Pra- 'n game nie. Maar dit kan nie 'n 80. Sy kry 'n 80, ons het dan 59-0 verloor teen die Hamiltons. Nee, maar dis Hammies. Verstaan jy? Ons het Hammies getrap. Ja, Julle is man, dis wie hulle is. een keer 'n jaar moet hulle 'n groot skok kry en ongelukkig as dit nou Village is. Wat hulle die jaar die losing gegee. Maar anyway, SK het vir Hammies gewen. Jo, wat sê En wow. hy's 'n derby, né? Hy wil- Derby. In die Maar die- Point Derby. C-point. Vir die tweede keer. Verlede jaar? Nee. Maar ek wil SK is baie underrated. Ja, Hulle maar- is baie underrated. Ons Ja. dwaal baie van topic af. Okay, jammer. ja. So, Bafana het in Suid-Korea gespeel. Bafana en Suid-Korea het mekaar gemeet. Wanneer was dit gisteraand? Gisteroggend 5:00. Dis 'n Vrydag wat ons vandag dit skiet. Sodat ons op Maandag kan uitsit vir die kykers. En wat is sy naam? Skoor dit. Nee, Okay, nee, ons kom nie daar nie, maar ons het 1-0 gewen. Ons is deur na die round of 32 toe waar ons nou teen Canada gaan speel. As ons daar wen, skuif ons deur in round of 16 toe. Daarna is dit semis, nee. Quarters, semis en finals. Daar's hoop en ek voel regtig. En ja, ek voel regtig ons kan vir Canada wen. Ons kan vir Kanada wen. Ons kan vir Canada Maar ek wen. dink speel ons in Nederland hè. Nee, ons wil Canada. Ons gaan nie met Nederland wen nie. Nee, Nederland speel teen Marokko. Ons Kanada is 'n goeie span hier ons. Maar Huh? een ding wat vir my regtig, Jammer vir die mense wat in Kanada af is, maar julle is 'n goeie sokkers. een ding wat vir my baie uitgestaan het is die sosiale media na Bafana gewen het. Almal wat 5:00 die oggend opgestaan het om die game te kyk. Ek weet nie, dit was in die Kaap gewees. Ja, maar ek wil net iets sê, né? Daar was van julle toe Bafana daai game verloor het. Wat nie geglo het nie. Wat gesê het, nee, die manne gaan al die rugby span. Ja. Kry vir Kobe om te kom strikers speel. Ek kry die bom squad. Laat die bomskat opkom. Kry vir Rassie om te coach. Wat teen Hugo geglo het. Julle moet in die speel gaan kyk. En dan moet julle vir julle sê, ja, was ek 'n goeie Suid-Afrikaner? Het ek geglo in Bafana Ball? Maar eerlik toe, ek het ook getwyfel. Ons almal getwyfel. Maar Maar was ook van die manne wat gesê het van Rassie wat moet kom help coach. Was soos ek net al gesê het, dit is massief vir Suid-Afrika se sport. Dat ons enige sportgroep waaraan ons deelneem, doen ons eintlik nie te sleg nie. ja, En dan doen die ouens represent. Ons land word gerepresent. ons is net op 'n level op die afgelope. Ons is op 'n level. Right, nou gaan ons 'n bietjie oorgaan na die workouts toe. Soos julle weet, gister was challenge gewees in die van die maand, laaste donderdag. Ja. So challenge, lekker taaf gewees. En ek moet sê baie mense het eintlik opgedag vir die challenge. Wat eintlik dis nie wat ons wil hê nie. Ons wil hê jy moet jouself kom toets, kom geniet dit. En baie mense twyfel in hulle self. Yes. Hier is verskriklik baie van ons kliënte wat dit kan draf, die ding kan deurdraf. Punt my. En ek nooi nou almal uit. As jy daai klein bietjie huiwer, moenie huiwer nie. Kom. Ek en Lino het dit saam gedoen in die sessie. Level het dit gedoen, Henko het dit gedoen, ons So jy net dit. so Jenner het dit gedoen. Ons is almal betrokke gewees. Ek het dit nie klaar gekry nie. Maar weer eens besering. Maar regtig dit was taaf geweest. Maar dit is lekker en dis 'n challenge. Dit is die aspek daarvan van jy werk jou gat af die hele maand. Einde van die maand dan moet jy vasbyt 'n lustelike wyse jy gedoen. Yes. En dit is vir my lekker. Maar die enigste lekker deel of nee, nie lekker deel is ek was gechallenge gewees. Vir die tweede maand in 'n ry. En die skor is 0-2 vir die kliënt. Want daai kom van die skouer besering af.
dankie dat jy opstaan vir my. En ek moet sê daai workout het baie jy moes jou skouers baie gebruik het. Maar die grootste gedeelte van die workout, die back rolls was jou skouers baie belangrik. Yes. So ons kan van Grace geraak. Ek het baie groot bek gepraat. Nee? Ja, well done. Skoor is 0-2. Ek is baie seer gemaak. Ek het regtig aan gedink om te bedank. Maar ek sou weer challenge vir maand. Ouens, soos dit Let's beveel. challenge. Die vraag is net hoekom word hy die hele tyd gechallenged? Want ek sit myself daar buite om gechallenge te word. En ek voel die kyker, ek het in die tweede podcast gesê en ek gaan dit nou weer sê. Challenge die manne. Maar- Challenge vir hom. Nee, Challenge vir hom. Challenge hom. Hy hou van dit. Hy hou van 'n challenge. Relax. Challenge vir hom. Nie vir my. Challenge vir hom. Nee, hulle wel is Maar- fiks. Challenge maar- vir hom. Nee, wag, relax. Ek was gechallenged 2 keer. As jy julle confidence wil opbou, challenge vir hom. En vir my wil ek verloor net. Maar hier is die ding. Vandat ek hier begin werk het, was ek 4 keer gechallenged. Ek het 2 uit die 4 het gewen Well done. en ek het 2 het ek verloor. So dieselfde ek en Janine is ons is ewe. Ons is 2-2. So Ek is 0-2 agter haar. sien jy. Vir almal challenge. Want Janine, wat is Janine jou plan met die trainer? Janine Nee, dit lyk my sy vermors ons net want ek onthou Janine is fiks. Janine is fiks. En nou sy gaan nie vir haarself meet teen een van haar, hoe kan ek nou sê? Een van haar maatjies, een van die kliënte in die klas mos dan. So sy soek daai uitdaging. Sy soek iets om te 'n conference jag. booster om 'n trainer te wen 2 keer in 'n ry. Yes, Ja. yes. Ek is seer Ek is gemaak. jammer man. Ek het hom ten minste 2 keer gewen. Ek het 2 keer verloor ook, maar nog steeds ek het gewen. Yes, Janine, kyk wat doen jy aan ons trainers mense. Volgende week se workouts maak reg. Maak reg. As die workout staff is, sê dankie vir Janine. Yes. Shout out. Ons was op die topic van die workouts. Ja, Hoe was dit? Dit is jou weer te maak. Yes. dis wat ek nou wil bykom. Ons het gepraat oor jou workouts in die vorige podcast met my en Henko en nou wil ek bykom. Ek hou baie van Lino se workouts. En die rede hoekom is 'n mengsel van alles. Dit is nie jy daag op 8 is bene vandag. 8 is upper body, 8 is dit. Jy daag op part A is upper body, part B, jy doen jy burpees, part C. Hier gaan ons om 'n bene toe. En dis 'n heeltemal 'n hybrid stelsel. En ek moet sê dit maak jou ek noem dit hybrid athlete. Is wanneer jy sterk, jy's fiks, jy's soepel, jy kan move, jy lyk goed en ek moet sê Lino se workouts 100% commit. As die man sê burpee. En dis maar die lekker ding van seks wat is die functional aspek van dit. So as jy kom, jy gaan ietsie van alles kry. Yes. Maar daar sal so nou en dan sal 'n strength blok ook in wees. 'n hele streng blok. 'n hele strength blok. Wat belangrik is, Yes. Wat definitief belangrik is. Maar soos ons sê, die functional aspek is wat vir ons anders maak met die strength. Yes. Ja, en ek dink is cool dat Lino se workouts ietsie van alles het. Jacques, jou workouts was Ja. ook. En Anna Ja. Jacques en Henko. Yes, almal se workouts bring iets anders. Almal se workouts het ietsie anders. Ja, Yes. almal is anders. En as almal is equal so goed soos wat dit is, verstaan? Ja, almal se eie aspekte. So, Yes. Ek love core. Ja nee, definitief mense het Hy love call van sy hemp is aan mekaar nie aan sy lyf. Ja man, dit was dan nie goed nie. Ek dink hy love sy core meer as wat hy van core doen nou. Nou kom en. Nou begin alweer met my. Ja, nog 'n note op die workouts. Het was redelik goed die week. Ek myself is 'n hoe noem ek dit? 'n hybrid. Né? Ek beskou myself as 'n hybrid want ek is nie 'n bodybuilder nie. Ek is 'n rugby speler, ek is 'n trainer, Atleet. ek is 'n atleet. So ek moet alles onder die son wat 'n atleet kan doen, moet ek kan doen. Ja, ek stem saam met Net so 'n side note, ek het vir my 'n fiets gekoop. So
Wat jy al gou vir Ons het gevrees vir die was se lewe want die was op 'n fiets gestaan. Hier by die bult op Hokkom karre. Jy was weg aan die donkerte. wat jy al gou vir die mense, hoe was jou eerste fietsry ekspedisie? Jo, Het daar enigiets weird gebeur jo, tydens jou fietsry ekspedisie? my mag het begin werk. Is dit nou? Ja, Dis ek ooit. ek kom by Ek check die fiets. Ek sê kyk hierso. nee, ek kom by Deeshoek. Dan begin ek gog op my mag. Dan was ek soos okay, as was seker niks. Ek ry op by Deeshoek en ek is toe soos okay, ek kom my nou. Toe ek vir my kon kry, dis ek amper vol van myself. Toe weer jou sprint ek van Deeshoek af tot die voor die gym. Die app het vir my gesê, jou fastest sprint time, sy's 10de. Sy's 10de. 10de van 'n lys van 9 ander mense en ek is 10de. Net omdat ek gesprint het. Ja. Dis laaste. Nee, dit maak nie saakie, bra. Dit maak nie saakie. Ek kon 25ste ook gewees het. Is alright. Weet jy wat? Is alright. Laaf, maar ja, my mag het begin werk gedurende my rit. Ek het 'n Okay, sagte 11 gedoen. So van topic af. Het dit al aangesien ons nou by vangsel oefeninge kom? Wat is die snaakse situasie waarin jy jouself bevind het? Soos byvoorbeeld jy het al gaan draf en toe moes jy badkamer toe gaan. Maar jy was op meer ideale plekie. En wat het jy gedoen? My broek het geskeur. Ek het gedraf, dis seker my broek. Trek ek my hemp en maak dit op my waist was. Wat het toe gewerk, maar Wat ek raai en pas uitgetrek. die hemp was klaar uit, ja. Maar Kykie. dit het gehelp. Ek het as toe so ons het die Tukai hike gedoen. Dat ek het gou comment gee. Ek het dit gedoen in my eerste jaar, né. Ons het in Tukai begin, ons het in Kalkbaai geëindig. Ja, ons het presies dieselfde. 37 kilos. Dat jy Dan gaan jy by Landat nou daar. Ja, ja, gaan jy daar af. tafel by. ja, so oor, dan gaan jy af en dan kry jy 'n piesang, 17 kilos in, kry jy 'n piesang en 'n botteltjie water. Het jy gaan swem in die Kaap? Wat jy Ons het in Kalkbaai toe gaan swem. Ja. Daai hawe Ja, dingetjie. ja, ja. Yes, dit is goed. Dit Ja, maar dit Awai. was lekker. Toe gaan julle oor. Daai meisie gaan nou uitkom. Ha? Daai meisie gaan nou uitkom. Dis fyn. Okay. Okay, Nou, joune is definitief die fiets toe. Nee, Is dat nog? ja. So 7, 8 jaar terug. So, dis op skool. Ja. Dus ek al groot man. Anyway, toe ek gaan draf, man, het was vroeg in die oggend. Hoeveel was dit 30 toe geweest? Jo, wanneer vat my laag. Throwback. Ek was so 22. 21. Toe het ek een oggend gaan draf van my huis af, maar ek het soos myn route opgekom. Dus toe eindig ek aan die ander kant van die dorp op. Selfe storie. Toe begin ek werk my mag. Toe loop my Okay. teen my been af. Okay. Verstaan? Okay. Daai was ek kon niemand bel nie. Ek het nie 'n selfoon nie. Ek kon niemand bel nie. Toe moes ek al die pad in die donkerte, al so teen die skynstakel dat mense nie kan sien nie. Want ek het actually 'n wit tyd aangehad. Okay, nee maar. Jo, maar nou ja, daai is ek sal dit nooit weer wil ervaar nie. Ek wil ook nooit weer dit hoor nie. Ja, Jo, asseblief. maar daar ja. Ek dink jy maar 'n stukkie uitkat. Skat net. Ja, ek bly net daar. Daar bly alles in. So ja, gaan ons aangaan Aangaan. Ons kan aangaan. volgende topic. Daar gaan ons aangaan. Maar nee, nou is alles. Ja, Is dit alles? Recap van die maand. Jo, Wat is solid Baie man. lank. Solid man. Jo. Nee, ek sal sê solid man. Maar ek het mos Weet jy wat, nee, shout out vir Sexwood se trainers. Weet julle wat, nee? Julle wat elke dag werk, nee, hier by die gym. Julle werk weer volgende maand, my man. Julle werk weer. Goeies. Geef julle Vra hart. van ons. Ja, maar goeies. Die vibe, ek like die vibe. Nee, ons is working fun professionals. As Ek dit moet so sê kan nee, ek en Jack, ander Jack, net die Jack. Ons het 'n conversation gehad toe ons van Blas af gekom het en toe gesels ons net Ek die kar afgelaai het. oor dis die eerste winter in 'n baie lang tyd wat ons nie 'n dik aan kliënte sien by die gym.
dat klas is nog steeds voor as dit koud is of as dit reën dan is dit bietjie minder mense, maar As nog steeds mense. ons was nog nooit regtig by die gym negatief omdat dit winter is en hier is die mense nie. Yes. So waar al die kliënte wat in die koue nog steeds deur die grind gegaan het, ons sien julle, ons waardeer julle. Ons waardeer julle. Julle maak ons werk vir ons baie beter. Ek moet sê, het voel asof ons aan winter is. Die son bak my koppie agter. Ja, Dus nee. julle kan sien sy ore is bloedrooi. Zaak se ore is altyd 'n indikasie van sy gevoelens. Hey! Oh yes. As sy Oh ore yes. rooi is, dan is hy wonderlik kwaad, jy kan maar gaan. Tata. Bye. As sy ore nie rooi is nie, dan is hy Hoor wat hulle nou verlief. Wat? Hulle praat dan oor wat. Ja. Ons special guest. Special guest. Hy is van natuur hoor. Maar as jy hom sien bloos. Nee, ek grap. Hy pos die hele dag lank. Hoekom is jy rooi? No problem. Wag even nou 'n stukkie. Ek dink jy het nog gooi. Ons kat niks uit hier, so ons het vandag besluit. Ons het vandag besluit om 'n bietjie ietsie anders te doen met ons location, so ons het buite die gym gesit. So julle gaan weird Noises. klanke hoor hier aan die agterkant. Ons het 'n bussie gehad wat soos 'n boot gery het. Ons het nou hierdie, wat meer daar? Nee, maar ek wou trek. Hulle noem dit 'n handjie, hulle noem dit 'n handjie. 'n handjie. Is dit 'n Is dit ja, 'n handjie? nee, is 'n ketapullig of whatever. Jong man, dis 'n handjie. Ons het gesê dis net so ons klein is. Kyk daar hierdie handjie. Die handjie, ek dink sy handjie maak was. Okay, in die comments sê vir ons wat julle nou dink 'n handjie is. Volgens my is dit nou so beskryf. Volgende podcast location, ons is up for suggestions. As julle enige idees het, soos iemand se baie mooi huis, soos 'n kamer Ek het gedink aan Of 'n swembad. op die sirkel in die middel van die N7. Weet jy wat dan kan hy nog werk? Kan cool wees. Ja, toe nee. Ja. Ja, okay nee. Gooi ons 'n suggestionkie daarso. En dan jy weet nooit dalk surprise as julle. Ja, met 'n deffies. Podcast in die berg. Nee, ek gaan nie berg toe. Op 'n fiets. Podcast in Spar. Kamera na trolley. You never know. Ja. Ja, in geval. Jackie. Wat wil ek sê? Wat moet ek sê? Man, ons gaan Sluit af. Ons gaan regtig 'n stuk goedkoop ou. Dit kan nie so gaan nie. This is Trainers Access Act. Sy SPF kom sit die. Kom sit die man. Essensie. Kom sit. Ons gaan maar so afsluit. Die is die eerste essensie van 'n lang broek daar. Dis die eerste essensie. Right, so dit was die 4de episode van die Trainers Club. Wat nog? Ek weet nie. Like, share en subscribe. Oh, die oor Hierdie ding was 'n baie lekker podcast. Baie unstructured. Die ander host, Henko, doen essensie werk in Bredasdorp. Ons wil net vir Hy lig, hy's aan 'n strysbaai. vir PAS, Waarskynlik beste te sê met hulle toertjie. En ek hoop dit sal goed gaan daai kant. Dankie dat julle luister en as julle op YouTube kyk, dankie dat julle op YouTube kyk. Ons is op Spotify ook. Trainers Club. Yes sir. En dis hoe ons die podcast gaan afsluit. We love and we leave you. But come back. Ja. Ek asseblief staan. Ek kan nie. Yeah baby. We here.